Ons hoor vanoggend van die besete vrou. Ons lees hiervan in Handelinge 16, vers 16 tot 24. Met 'n lied in die hart stap die viertal, Paulus, Silas, Timotheus en Lukas, die entjie na die rivier waar die groepie Joodse vroue vir hulle 'n bidplek ingerig het. Skaars begin hulle stap van Lydia se huis af, of hulle raak bewus van 'n vrou wat al agter hulle aanloop. Hierdie mense is dienaars van God die Allerhoogste, hoor hulle haar baie hard verkondig agter hulle. Hulle vertel julle hoe julle gered moet word. Tevrede stap hulle aan, want hierdie vrou het immers hulle boodskap gehoor, en hulle is bly dat dit inslag gevind het. Maar na rukkie raak dit nou half irriterend, want hierdie vrou skree dit oor en oor en oor met 'n skril stemmetjie, en dit klink asof iets nie baie lekker is met haar nie. Die volgende dag is dit weer sulke tyd, en soos 'n stertjie loop die vrou al agter hulle aan en skree dieselfde rympie oor en oor. Na 'n paar dae begin die manne dit moeilik vind om hulle werk te doen, want hulle kan maar net nie van die irriterende stertjie ontslaa raak nie. Sy het 'n groot probleem, kom Paulus tot die gevolgtrekking. Ja, sy sê wel die regte dinge, maar in die proses is sy besig om die evangelie skade aan te doen. Ek is seker daarvan dat sy 'n bose gees in haar het. Wanneer Lukas die mense oor haar uitvra, maak hy 'n skokkende ontdekking. En hy gaan vertel vir Paulus: hierdie vrou is 'n slavin. Sy werk vir haar eienaars en verdien baie geld vir hulle. Sy's 'n waarsegster, en die mense stroom glo na haar om hulle fortuin te hoor. Nou maak alles sin, sê Paulus. Wanneer die vrou weer agter hulle aanloop, draai Paulus om en hy kyk haar reguit in die oë. Hy sien daar 'n wilde uitdrukking in haar oë wat net een ding kan beteken. Sy word beheer deur 'n bose gees in haar. Hy kan dit nou nie meer langer uithou nie. Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit, spreek hy die bose gees aan. Op daardie oomblik verander die vrou reg voor hulle oë. Die wilde uitdrukking verdwyn, en sy is so normaal soos enige mens. En boonop bevry van haar bose gees. En die 4 manne kan aangaan in vrede. Uiteindelik verlos van hulle irriterende stertjie. Boonop is hulle in die wolke dat hulle iemand bevryding kon gee deur Jesus. Maar nie almal deel hulle vreugde nie. Die vrou se eienaar is woedend. Sy het hulle 'n klomp geld gekos, want dit was alles die moeite werd. Want deur haar gawe het sy vir hulle sommer baie geld in die sak gebring. En nou is die gawe skielik net weg, soos mis voor die son. Ons moet daai manne voor stok kry, tier hulle. En dan beraam hulle planne om hulle te laat vervolg. Deur bloot vir die owerhede te sê dat Paulus hulle 'n bose gees uit die vrou uitgedryf het, sal net maak dat die magistraat hulle uitlag. Nee, hulle moet aan iets anders dink. Die volgende dag moet die 4 sien hoe dat 'n paar groot manne op hulle afstorm. Paulus en Silas word gegryp en na die stadsplein gesleep, waar die regsaake afgehandel word. Wat gaan aan, wil hulle weet, maar
Hulle kry nie eers antwoorde nie. Wanneer hulle voor die kwaai magistraat te staan kom, word die beskuldigings teen hulle geslinger. Hierdie manne is Jode wat moeilikheid maak in ons stad, kla die eienaars van die vrou. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie. Paulus en Silas se monde hang oop van verbasing. Hulle het nooit enigiemand gedwing om na hulle te luister nie. Maar nou is die skare omstanders ook opgesweep teen hulle en woedend eis hulle geregtigheid. Die twee manne word gegryp en hulle klere word hardhandig van hulle lywe afgeskeur. Hulle word aan 'n paal vasgemaak en die volgende oomblik begin sweepslae op hulle ontblote rug neer te reën. Hou op pynlike hou ruk deur hulle liggame totdat hulle naderhand voel dat hulle dit nie meer kan vat nie. Wat na ewigheid voel, is die onmenslike straf verby. Maar steeds is dit nie die einde nie, want dan word die twee voorsgeslaane manne weggesleep om in die tronk opgesluit te word. Die tronkbewaarder kry opdrag om hulle baie streng te bewaak. Dan besluit hy dat as hierdie twee manne dan nou so verskriklik gevaarlik is dat hulle maksimum bewaking moet kry, dan smyt hy hulle in die gevreesde binneste sel. Paulus en Silas word beveel om plat op hulle stikkend geslaane rug te gaan lê op die vuil, koue klipvloer. Dan word hulle voete in houtblokke vasgeklem. Die pyn is ondraaglik. Die swaar ysterdeur word agter hulle toegeslaan en gesluit. Die prys wat jy betaal vir die evangelie is soms baie duur. Vandag gebeur daar nog baie erger dinge, dikwels in lande soos Sirië waar 'n Christen nie sy lewe seker is nie. In 'n vrye land soos Suid-Afrika weet ons nie wat vervolging is nie. Nogtans is die meeste van ons bang om op te staan vir Jesus. Ons is bang dat ons dalk gespot sal word of uit 'n vriendekring gestoot sal word. Kom ons neem standpunt in en lewe openlik 'n lewe vir Jesus, vreesloos vir die gevolge. Kom ons bid. Here, maak my vreesloos om in U lig en woord onder alle omstandighede uit te dra. Amen.